derde week van ons preekreeks Barrier Breaking Faith. Nou jy gaan nou 'n bietjie verstaan hoekom ek jou gevra het om te groet soos jy het vanoggend. So maar in hierdie reeks Barrier Breaking Faith kyk ons na geloofshelde uit die skrif uit die Bybel uit, maar ook geloofshelde wat meer hedendaags was. Nou so vandag gaan ons kyk na iemand en daardie persoon se naam was Dominee Johan Heyns. Nou sê gou vir my, wie was Dominee Johan Heyns? Daar's drie mense. Okay, goed, so ons gaan almal ietsie leer vandag ook. So, Dominee Johan Heyns, hy was 'n dominee aan die NG Kerk in Suid-Afrika, maar hy was ook 'n professor, 'n teologieprofessor aan die Universiteit van Pretoria. So ek wil ook net julle gou vinnig herinner, as julle ook op julle fone kyk, daar is ook die preek se slides. Hier gaan nou nie obviously enige iets hier wees soos al normaalweg is nie, maar jy kan ook volg op die slides wat op die WhatsApp groep gestuur is, sou jy wou, en die skrifte en goed gaan ook daar wees. Anyway, so maar Dominee Johan Heyns, soos ek gesê het, hy was 'n teologieprofessor, maar het hy van 1986 tot 1990 die moderator van die NG Kerk in Suid-Afrika. Nou dit is die hoogste posisie in die NG Kerk. En so gedurende daai jare van 1986 tot 1990 het Dominee Johan Heyns sterk uitsprake gemaak teenoor die apartheidsregime. Hy het rasisme verklaar as 'n sonde vanaf die standpunt van die NG Kerk in daardie jare. En hy het natuurlik baie teenstand gekry ook gedurende daai tyd. So ek wil ons 'n bietjie terugvat. En so dit was 5 November 1994. En oupa Johan Heyns en sy 3 kleinkinders het bietjie by hom en ouma Renay kom kuier. Dit was 'n klassieke kleinkinders kom kuier bietjie by oupa en ouma. En hulle het gekuier by hulle huis in Waterkloof Rif in Pretoria. En daai aand sit oupa Johan en ouma Renay met hulle 3 kleinkinders, Johan wat op daai stadium 11 was, Hannes wat op daai stadium 3 was en Theo wat 8 jaar oud was op daai stadium. Sit hulle en hulle speel bietjie kaarte in die sitkamer. En in die agtergrond hoor jy die klappers afgaan, want dit was Guy Fawkes aand gewees. En dis net, jy weet, familietyd. Lekker lag saam, speel saam kaarte. Daar's 'n atmosfeer van liefde en vriendelikheid in die lug. En ouma Renay gee die kaarte vir Theo, die middelste kleinseun, en 8-jarige Theo probeer so goed soos wat hy kan die kaarte skommel, dat hulle nou die volgende ronde kan begin van hulle speelietjie, en hy gee die kaarte terug vir ouma Renay, en soos sy besig is om die kaarte te begin uitdeel, skielik was daar 'n harde slag gewees. Die kinders spring regop, hulle weet nie wat gebeur het nie. Ouma Renay het 'n tipe van 'n vlam gesien, en sy dink, jene, daar het seker 'n klapper of iets in die huis ingekom, en dit was seker nou wat hierdie harde slag gemaak het, maar soos sy regop sit en sy kyk na haar man, besef sy, haar grootste vrees het nou net waar gekom. Jy sien, vanaf 1986, toe Johan Heyns begin uitspreek het teenoor apartheid, het hulle doodsdreigemente begin kry. Vroeë môre oproepe het die Heynse begin kry van mense wat Johan Heyns met sy lewe gedreig het, as gevolg van die uitsprake wat hy gemaak het teenoor apartheid. En daardie oomblik, 5 November, het hulle grootste vrese toe 'n realiteit geword. Johan Heyns is met 'n 303 kaliber geskiet. Die koel het hom agter in die nek getref en dit het sy liggaam verlaat net onder sy linker oog, en dit het die wond die grootte van 'n man se vuis gelos, en hy is op slag dood op 66 jaar voor sy kleinkinders en voor sy vrou. Kan jy dink net die skok, die trauma? En ek wil vir jou sê, daar is tye soos dit wat ons elkeen beleef. Hierdie man wat die Here gevolg het, hy het sy lewe toegewy aan dit wat hy gevoel het, die Here sê. Hy was gehoorsaam
Hy het in geloof volhard en hy is koudbloedig vermoor voor sy kleinkinders. Nou ek weet nie of jy al so gevoel het nie. Het jy al so oomblik beleef, dalk het jy 'n geliefde verloor, 'n kind verloor, 'n ouer verloor, afgestaan aan die dood. Dalk het jy al slegte nuus gekry rondom jou gesondheid. Ons elkeen beleef daai oomblikke wat ons geloof geruk word. Dat jy tot op jou diepste voel, maar kan dit wees, as God nog in beheer is, hoe kan hierdie wees? En so ek wil vandag ons help om te weet wat om te doen met daai oomblikke. En so vandag se boodskap is getitel Gewigtige geloof. En vandag vertrou ek die Here, vanoggend toe ek net saam bid, toe ek net bid voor die diens, jy weet ons nog krag gehad het vanoggend, toe kon ek vir my 'n koffie maak. Toe voel ek net die Here sê, hy wil vandag mense kom losmaak van goed. Hy wil vandag, die prentjie wat ek gesien het, is amper soos 'n trein. En jy sleep al hierdie swaar goed agter jou aan. En ek vertrou vandag die Here, dat hy wat die prentjie wat ek gesien het, is hoe daai hak, wat al hierdie goed saamsleep, hoe daai hak losgaan. En hoe die Here vandag ons kom losmaak van goed, want dit is wat gebeur partykeer wanneer ons oomblikke soos hierdie in ons lewe beleef. Daar's amper die gewig van die wêreld kom lê op ons. En ek wil vertrou die Here net vandag dat hy net ons kom losmaak en 'n geloof gee wat die lewe weer kom lig maak. So kom ons bid saam, dan gaan ons saam in die skrif ingaan. Here, dankie dat U 'n God van hoop is, Here. Here, en dat ons in hierdie wêreld leef, maar Here, ons weet, soos die woord vir ons sê, U het klaar die wêreld oorkom, so ons kan hoop hê, ons kan geloof hê, Here. Ek vertrou U vandag, Here, dat jy opnuut vir ons kom wys, wie is U, en hoe groot U is, en hoe ewig U is, sodat ons 'n geloof kan hê, self te midde van swaar kry en moeilike tye in hierdie lewe. Amen. So ons gaan saam in die skrif vandag kyk na Daniël, en jy kan sommer as jy jou Bybel net vandag by jou het, kan jy sommer so lank oop blaai na Daniël toe. En so die boek van Daniël is 'n baie interessante boek. En sy 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, is verteenwoordig in die boek van Daniël, die koninkryk van God. En hulle word in ballingskap gevat na Babylonië toe, en daar is die koning van Babylonië en die Babyloniese ryk, en die koning van Babylon op daai stadium was Nebukadneser, en hy is amper 'n stereotype, 'n verteenwoordiger, 'n simbool van hierdie wêreld en die wêreldse autoriteite. So daar's amper in Daniël hierdie tweestryd tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die wêreld, of die koninkryk van duisternis. En so die boek van Daniël is amper hierdie kommentaar op 'n ewige realiteit wat ons nou beleef. En so ek gaan vir ons lees in Daniël 3 van vers 13 tot 18. En hierdie is die klimaks van die wedstryd. Hierdie is daai laaste minuut oomblik wat soos, okay, wat gaan nou gebeur? En so Daniël se 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, het nie gekies om die afgod wat Nebukadneser gemaak het en almal beveel het om te aanbid. Hulle het geweier om die afgod te aanbid. En so dis waar ons die storie optel in Daniël 3 van vers 13 af. En koning Nebukadneser praat en hy sê, nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld te aanbid. Sodra julle die geluid van die trompet, fluit, sitier, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument hoor. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. En watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord. Ons hoef u nie hierop te antwoord nie.
Ons het ons God, wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie, die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Jo, okay. So eerstens wil ek net hier iets opmerk. So koning Nebukadneser daag amper Daniël en sy 3 vriende se God uit en sê, en watter God sal julle uit my mag kan red? Nou, sien, hy sê dit vir 'n goeie rede. So, Babylon het Juda ingeval, waarvan Daniël en sy 3 vriende deel was, en dit was gesien as die koninkryk van God. En so, hy val hulle in, beleer hulle, en oorwin vir Juda. En Daniël en sy vriende word in effek as slawe geneem na koning Nebukadneser se paleis. So hy het goeie rede om te dink dat hierdie God van Daniël en sy vriende nie so magtig is soos hulle dalk dink nie. Hy het goeie rede om te dink dat hy kan doen eintlik net soos wat hy wil en dat hy meer magtig is. Dit lyk asof hy besig is om te wen in die storie. Onthou, die tweestryd. En so, is dit nie soms so, dat ons so voel, die vyand kom fluister in ons oor en sê vir ons, ja, maar is die Here regtig so magtig? Het die Here regtig krag? En as hy het, hoekom sien jy dit nie? Jy beleef nog steeds dieselfde pyn, jy sit nog steeds in dieselfde finansiële krisis, jy sit nog steeds met daai seer, met al daai goed wat jy saamsleep. Waar is die krag van God? En so ons sien hoe Daniël in die situasie en sy vriend, of eintlik Daniël se vriende, reageer in geloof, met 'n gewigtige geloof. En hoe hulle kom sê, nee, hulle sal nie enige God behalwe God, die skepper, aanbid nie. En so, dit is altyd die vyand se strategie om ons te probeer weglei en ons te verlei in 'n rigting in, deur ons 'n leuen soos dit te probeer vertel. En so, ons gaan kyk, hoe kan ons ook hierdie tipe geloof hê, wat Daniël en sy 3 vriende gehad het? Wat is dit wat hulle so reageer het, soos wat hulle het? Hulle staar 'n doodsdreigement in die gesig, 'n baie pynvolle dood, boonop dit, in 'n brandende oond. En hulle reageer en sê net, nee, ons sal nie buig nie. Ons gaan ons geloof aanhou sit in ons God. En so daar was 3 konfrontasies wat Daniël en sy vriende, amper 3 gevegte wat Daniël en sy vriende gehad het, in die eerste 4 hoofstukke van Daniël. En ons gaan bietjie daarna kyk, en toelaat dat die Here vir ons wys hoe ons ook 'n tipe geloof kan hê, soos Daniël se 3 vriende. En so die eerste konfrontasie handel eintlik rondom heiligheid. En so dit is in Daniël 1, en so daar sien ons, daar was 'n konfrontasie rondom kos. Okay? Nou ek wil net eers so 'n bietjie agtergrond skets voor ons gaan na presies wat daar gebeur het. Onthou nou, Daniël en sy 3 vriende is uit hulle land uitgevat, uit hulle eie kultuur uit, dit wat vir hulle gemaklik en familier is, hulle huise, hulle mense, hulle taal, hulle kos, is alles van hulle af weggevat. Die oomblik toe hulle as slawe gevat is na Babylon toe. Nou, sosioloog vertel vir ons dat daar is een van 2 goed wat gebeur wanneer dit met mense gebeur, wanneer jy uit jou kultuur uitgevat word en in 'n ander een gesit word. Die eerste een noem ons assimilasie. Nou so, wat gebeur as iemand assimileer, is jy neem die nuwe kultuur waarbinne jy is, aan as jou eie. Jy vergeet jou geskiedenis en jou eie volksgeskiedenis en jy neem die nuwe kultuur aan as jou eie kultuur. Jy doen soos hulle doen, jy praat soos hulle praat, jy eet wat hulle eet. En dit was koning Nebukadneser se strategie
met Daniel en sy 3 vriende. Hy wou gehad het, hulle moet vergeet van Juda. Hy wou gehad het, hulle moet vergeet van die land waar hulle vandaan kom. So hy het vir hulle die Babyloniese taal geleer, die literatuur voor hulle gesit, en klomp goed gedoen om hulle te probeer beïnvloed, om eintlik hulle kultuur te vergeet. Is dit nie soveel keer die strategie van die vyand nie? As die Here se kinders, is sy strategie baie keer om ons te laat vergeet wie ons is. En soveel keer kry jy dit reg, net 'n klein bietjie, net 'n klein leentjie hier, of 'n klein ietsie daar wat meer familiêr is vir die kultuur. Jy pas jouself net so bietjie aan by die kultuur en dwaal net so bietjie af van die tipe lewe wat die woord ons roep om te lewe. En so lei hy ons stelselmatig weg van wie ons regtig is as kinders van die Here. En dan staan die wêreld en kyk en hulle sê, kyk, daai kerkmense, hulle is hypocrites. Hulle sê een ding en hulle lewe in 'n ander manier. En so, die groot vraag as dit kom by ons heiligheid is, aan wie behoort jy? Vir 'n mens soos dit, is die antwoord nie, jy behoort aan die Here nie. Jy behoort aan die kultuur waarbinne jy jouself bevind. Jy het 'n slaaf geword aan die kultuur waar jy behoort. En so ons sien Daniel en sy 3 vriende het dit nie gedoen nie, en hulle het besluit om heilig te bly, en ons sal nou verder daarby kom. Die tweede ding wat gebeur, wat sosioloog vir ons sê, wat mense doen as hulle in 'n nuwe kultuur kom, en dit is amper die ander kant van die spektrum, is, ons noem dit in Engels, tribalism. So wat mense doen is, in Afrikaans noem ons dit stamgebondenheid. So as mense hulle self in 'n nuwe kultuur bevind, dan gaan hulle en hulle soek die mense uit wat soos hulle dink en doen en praat, eintlik dalk maar die mense van die land waar hulle vanaf kom, en hulle maak hulle eie klein klik, hulle maak hulle eie klein groepie, waar hulle kan voel, hulle behoort, en hulle voel, daai lekker gevoel, wat mens voel, wanneer jy voel, maar hierdie mense verstaan my. En so, as ons dit wil terugbring, na ons as Christene toe, dink ek, ons doen dit ook baie keer. Jy weet, jy word gered, jy kom in die koninkryk van die Here in, en stelselmatig het jy al hoe minder te doen met die wêreld. Verwyder jy jouself al hoe meer van die wêreld, want dit is net makliker en lekkerder om met mense te doen te hê wat soos jy dink, wat soos jy doen. Dit, ek wil vandag vir jou sê, is nie waarvoor die Here ons roep nie. Die Here roep ons vir 'n derde opsie. En daardie opsie, die Engelse woord daarvoor is 'n resident alien. Daar is nie regtig 'n Afrikaanse term daarvoor nie, so ek het sommer een opgemaak. Ek noem dit 'n buitewoner. So die Here roep ons om buitewoners te wees. Wat is 'n buitewoner? Dit is iemand wat weet hy behoort aan die Here. Jou lewe behoort aan die Here, maar jy sonder jouself nie af van 'n sondige wêreld nie. Want jy weet juis, dit is die mense wat die Here wil bereik. Jy maak nie 'n klik met net jou kerkvriende nie. Jy lewe 'n lewe van heiligheid ten midde van 'n sondige wêreld. En dit is wat Daniel en sy vriende gedoen het. En so, ons kyk dan na in Daniel 1 vers 8. Sê dit, Daniel het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te ontreinig nie. En hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. Nou, ons moet mooi verstaan hier hoekom hy dit gedoen het. Sien, hy het dit nie gedoen omdat dit vreemde kos was wat hy nie aangewoond is en nie wou eet nie. Hy het dit nie op gronde van voorkeur of kultuur gedoen nie. Hy het dit op grond van heiligheid gedoen. En hoe het Daniel heiligheid gedefinieer? Ek dink dis belangrik om te weet vandag. Hoe het hy geweet? Dit is nie wat hy moet doen nie, want weet jy,
Partykeer is dit moeilik vir ons om te onderskei, reg? In 'n kultuur soos ons is in Okahanja, almal ken mos die Here. Almal weet mos wie die Here is. Maar daar's nog steeds goed wat nie die Here eer nie. En ons moet kan onderskei. Nou die vraag is, hoe onderskei ons? En so Daniël het onderskei op grond van die gebod van die Here, op grond van die wet, op grond van die woord van die Here. So ons kort 'n definisie vir heiligheid. Ons het nodig om te weet hoe om te definieer en te kan recognize wat is heilig en wat nie. Vir Daniël was dit op grond van die woord. En so, ek wil sommer terugkom na Dominee Johan Heyns. Hy het in 'n Afrikaner kultuur groot geword. Hy het in 'n kultuur groot geword wat sê apartheid is goed. Wat het hom geswaai? Wat het hom so anders laat begin lewe? Wat het hom laat besluit om die tipe uitsprake te begin maak wat hy gedoen het? En ek wil vir jou sommer net 'n stukkie lees. In 'n onderhoud het hy hierdie antwoord gegee op die vraag, is apartheid sonde? En hy het gesê, wanneer apartheid in oortreding is van die skrif en mense verontreg en 'n groep onregmatig bo 'n ander bevoordeel, dan is dit duidelik dat dit sonde is. En sonde is om in te gaan teen die wil van God. Sien jy dit? Woord. Ons definisie vir heiligheid moet gebaseer word op die woord. Hoeveel biere is te veel om te drink by 'n kuier? Is dit oukei om in jou besigheid so met die finansies te werk? Is dit oukei om voor die huwelik saam te slaap? Wat ons moet weet wat die woord sê. Dit is waarop ons kan staan in terme van heiligheid en die tipe lewe wat die Here vir ons verlang. So ons sien hoe Daniël in hierdie kosweier wat vir hom aangebied word deur die koning se paleis, en die rede hoekom hy dit gedoen het, is daardie kos was geoffer aan afgode. Aan die begin van elke ete het hulle van die wyn en van die kos op die grond gegooi om dit te offer aan afgode. En Daniël het gesê, ek's jammer, ek kan nie saamgaan met dit nie. En so, ek wil jou uitdaag vandag. Waar is daai oomblikke vir jou? En sien jy dit raak? En ek wil vir jou 'n skerry ding vandag sê, as jy dit nie kan onderskei nie, word jou geloof dalk meer gedefinieer deur jou kultuur as deur die woord. En so, dit was die eerste konfrontasie wat hulle gehad het. Die tweede konfrontasie het gehandel rondom aanbidding. Nou, ons lees saam in Daniël 3, ek gaan vir ons lees vers 1 en vers 4 tot 6. Koning Nebukadneser het 'n goue beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die Deuradal in die provinsie Babel. 'n Aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, julle word beveel, wanneer julle die geluid hoor van trompet, fluit, sitier, lier, harp, 'n ander blaas of musiekinstrument, moet julle buig voor die goue beeld wat koning Nebukadneser laat oprig het, en dit aanbid. Wie nie buig en die beeld aanbid nie, sal onmiddellik in 'n brandende oond gegooi word. Nou sien, hierdie is amper die tweede wedstryd, die tweede geloofsgeveg wat Daniël en sy vriende in is. En dit handel rondom hulle aanbidding. Wat aanbid hulle? En ek wil die vraag amper vir ons so stel vandag. Wat is vir jou die belangrikste in jou lewe? Ons is nie meer in 'n kultuur wat gaan kniel voor een of ander beeld en dit aanbid nie. Maar hierdie handel eintlik oor ons harte. Dit handel eintlik oor ons prioriteite. Wat is vir jou die belangrikste? Wat is jou hoogste prioriteit?
En so ek wil net vir ons lees, hierdie beeld wat opgerig is, presies wat die doel daarmee was. En so uit 'n kommentaar op hierdie stukkie sê dit, die goue beeld is in eer van Bel, wat die hoofgod van Babel was op daardie stadium, en dit verteenwoordig die hoogmoed en die afgodery van Babylon. Nou so, hierdie god Bel, kan jy maar amper sê, was die populêre god van die tyd in Babylon. Nou, dit is net 'n feit dat elke plek waar daar mense bymekaar is, elke dorp, elke stad, is daar iets wat ontstaan waar mense geneig is om hulle aanbidding vir iets te gee. En so amper in dieselfde lyn wat ek nou gevra het, weet jy, wat is dit in Okahania? Wat is dit wat mense aanbid? Wat is dit wat die duiwel mense weglei van die Here aanbid en sê, aanbid eerder hierdie? Want daar is 'n stryd vir ons aanbidding. Dit is die gevaarlikste ding wanneer ons doen wat ons nou net hier gedoen het. Die koninkryk van duisternis like dit niks. En ons het dit 'n paar keer gesing vanoggend ook, ek weet nie of jy dit opgemerk het nie. Aanbidding is kragtig, dit is geestelike oorlogvoering. En so, die duiwel weet dit, hy wil dit stop. En ek praat nie net van liedjies sing nie, ek praat van 'n lewe wat neergelê is voor die Here en sê, Here, U is my hoogste prioriteit. My besluite, my keuses, alles gaan rondom U. Ons praat van Christ-centered. Dis waar dit gaan. En so, Daniel en sy vriende weier om hierdie afgod, hierdie beeld te aanbid. En vir hulle was dit om nie die knie te buig nie. Maar vir ons vandag, hoe lyk dit vandag? Ek wil vir jou sê, as jy wil uitvind, wat aanbid iemand, kyk na hoe spandeer hulle tyd, hoe spandeer hulle geld. Dit verklap baie vinnig jou prioriteite. En ek het sommer net 'n paar woorde daar, as jy volg op die slides, ek het 'n paar woorde sommer net daar uitgegooi. Op 'n bladsy daar, jy sal sien in geen volgorde of gerangskik in geen manier nie, en ek gaan hom sommer net, hulle ook net van hulle vir ons noem hier, en probeer dink soos ek hulle noem, waar rank hulle hierdie verskillende areas, hierdie verskillende goed, in terme van jou prioriteite. Familie, werk of skool, hobbies of jou stokperdjies, vriende, geld, die Here. En ons sit hier en almal sê, ja maar die Here moet mos eerste kom. Ek vra vir vandag, hoe lyk jou tyd? Hoe lyk jou geld? Wat sê dit van jou aanbidding? En so, as ons 'n geloof wil hê, wat staan, wat gewigtig is, moet ons Daniel se vriende se voorbeeld hier volg. Sê, Here, U is ons grootste prioriteit. U is die een wat ons gaan aanbid. En so, in hierdie geloof stryd, sien ons hoe daar hierdie verskillende konfrontasies was, en soos ek genoem het ook vroeër in die lewe van Johan Heinz en sy familie, ons geloof kan partykeer geruk word, maar daar is 'n manier om 'n geloof te hê wat vas en gefestig is op die fondament van wie die Here is. En ons gaan kyk na die laaste konfrontasie wat Daniel en sy vriende gehad het met hierdie Babyloniese ryk, en wat die Here vir ons daardeur kan sê. En so, ek lees vir ons in Daniel 3, net bietjie aan van waar ons nou gelees het, dat hulle nie aanbid het nie. En so, hier is hulle nou in gesprek met koning Nebukadneser, en ek wil hê jy moet amper die prentjie sien. Daar sit koning Nebukadneser hoog op sy troon, en Daniel en sy 3 vriende staan hier, en hy sê vir hulle,
as julle hom nie aanbid nie, praat nou van die afgod, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word. En watter God sal julle uit my mag kan red? Sadrag, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord: Ons hoef jou nie hierop te antwoord nie. Dis so goed. Ons het ons God wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ook ons ook red uit u mag. Selfs al doen hy dit nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Jesus, in hierdie laaste gedeelte van hierdie skrif het my gepla. Hoe kan hulle sê die Here is so magtig en hy kan ons red, maar selfs al doen hy nie? Waar kom dit vandaan? Hoe reageer hulle in daai manier? En soos ek worstel met hierdie, en hoekom dit is hoe hulle reageer, besef ek, baie keer is ons so geneig om te dink, ons gehoorsaam die Here, so dan moet dit goed gaan met ons. Dis amper 'n transaksie. Here, ek is mos nou, ek glo in u, ek is gehoorsaam, so nou moet dit goed gaan. Daniël en sy vriende het nie so gedink nie. Want weet jy wat? Daai is eintlik 'n subtiele manier om eintlik die Here te beheer. Daai is 'n subtiele manier om jouself God te maak in die situasie en te sê, maar ek wil eintlik in beheer bly. Daniël en sy vriende reageer glad nie so nie. Hulle lewer hulle self heeltemal uit aan die hand van God. Hulle sê, maak nie saak wat gebeur nie. Ons sal nie aanbid nie. Ons sal nie buig nie. En God kan besluit of hy sy mag wil gebruik om ons te red. Dit is vir my merkwaardig. Selfde met Johan Heyns. Ten spyte van doodsdreigemente vir jare, het hy aanhou praat en aanhou sê wat hy gesê het, aanhou die waarheid gespreek. En ons sien hoe hierdie geloofshelde, ten spyte van doodsdreigemente, ten spyte van wat op die tafel is, sê nee, ons sal aanhou om die Here te gehoorsaam, ons sal aanhou om hom te aanbid. En so hoe kry ons so tipe geloof? Wat is dit wat hulle so laat reageer het? En soos ek net hieroor bedink het, het ek besef, hulle het 'n ewigheidsperspektief gehad. En ek wil vir ons 'n skrif lees, wat ek dink dit duidelik sal maak in 2 Korintiërs 4, vers 16. En ek gaan vir ons in die Engels lees, want ek dink dit stel dit so mooi. So 2 Korintiërs 4, vers 16 sê die woord vir ons. So we don't lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. For this light momentary affliction, onderstreep daai, highlight dit, uitroeptekens, light momentary affliction. In die Afrikaans sê dit 'n geringe swaar kry wat vinnig verbygaan. Okay. Is preparing for us an eternal weight of glory. Onderstreep, highlight, beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient. Beteken dis so, 'n oogwink, dan is dit verby. The things that are unseen are eternal. En hier lê die antwoord oor hoekom Daniël en sy vriende kon reageer het soos wat hulle het. Ek sien dit amper as 'n weegskaal. Aan die een kant het ons, soos dit hier sê, light momentary affliction. Nou, ek dink nie meeste van ons
So wat Daniel hulle besig was om in die oë te staar in terme van 'n dood en 'n brandende oond, light momentary affliction noem nie, maar ons moet verstaan waarteen dit opgeweeg word hier. Light momentary affliction, eternal weight of glory. En ek sien hoe daai weegskaal tip. Die woord sê vir ons, dit wat ons in hierdie lewe deurgaan is 'n oogwink. Dit voel vir ons so reëel, dit voel vir ons so hier en nou, maar as ons 'n ewigheidsperspektief daar begin kry, besef ons, dis tydelik. Dit waardeur jy gaan, daai krisis, daai seer wat jy in jou hart dra, dalk oor iemand wat jy verloor het. Die woord wil dit nie kom min maak vandag nie, maar hy wil jou dalk 'n ander perspektief kom gee daarop. In die gesig van die ewigheid kan ons sê, light momentary affliction vir die goed wat ons in die oë staar in hierdie wêreld. En so ons kyk ook dan nou wat natuurlik gebeur het met Daniel en sy vriende, en hulle staan voor hierdie oomblik met hierdie brandende oond, en hulle buig nie die knie nie, en Nebukadneser gooi hulle in die oond, en ons weet wat daar gebeur. Hulle is in die oond, maar niks gebeur met hulle nie. Hulle sê hulle het uitgekom en hulle klere het nie eens geruik na vuur nie. En so kan jy sien wat gebeur in hierdie wedstryd. Game changer. Ewe skielik gryp die Here in. Ewe skielik maak die Here homself bekend in die situasie. En weet jy wat gebeur? Daai koning wat daar gesit het en hulle gedreig het en hulle God uitgedaag het, klim af en hy kom buig sy knie. Kan julle sien waarop ons geloof gebaseer word? Dis gewigtig. Dis konkreet. Blind faith is nie 'n konsep nie. Hierdie wat in Daniel gebeur is vir ons 'n prentjie van wat in die ewigheid gebeur het. Toe Jesus uit die graf uit opgestaan het, het hy al die magte van die hel, al die magte van die wêreld klaar oorwin. Ja, ons beleef nog steeds seer in hierdie lewe, maar ons het klaar die oorwinning. Ons geloof is nie gebaseer op wishful thinking nie. Dit is standvastig, dis gewigtig. En so Daniel en sy vriende word gered. En die skrif sê daar was 'n vierde wese saam met hulle in daai oond. Nou ons weet nie wie dit was nie. Was dit 'n engel? Party kommentators sê dit was amper die gees van Jesus amper wat verskyn het in daai oomblik. Die punt is, wanneer ons deur hierdie tipe oomblikke gaan, is ons nie alleen nie. Die Here is met jou waar jy is in daai oomblik. En so net weer terugkom by die storie van Johan Heyns. En as jy dalk gewonder het hoekom ek gevra het om vanoggend iemand anders te groet van 'n ander kultuur. Ons storie van 'n multikulturele kerk, as jy gou rondom jou kyk, sal jy sien, hier is verskillende mense, hier verskillende tale, verskillende shades. En so, in Johan Heyns se dag, was dit nie 'n ding nie, dit het nie bestaan nie. En so, hy het 'n ewigheidsperspektief gehad, en hy het in die woord ingekyk en gesê, maar ek sien hier, eendag, aanbid alle nasies, alle volke, alle tale saam. Waar is dit nou? Waar is dit nou? En hy het begin om die waarheid te spreek. Hy het begin om die woord te spreek. En hy is vervolg daarvoor en vermoor daarvoor. Maar ek wil vandag vir jou sê, hier sit ons. Kan jy sien wat doen geloof? Dit verrig iets. Dit doen iets. En as jy vandag vir hom moet vra, was dit die moeite werd? Onthou, hy is daar in die hemel. Hy aanbid, saam met die engele,
en saam met alle nasies en tale soos ons vandag hier doen, sal hy vir jou sê ja. Dit was die moeite werd om in geloof aan te hou staan vir iets wat nog nie 'n realiteit hier op aarde is nie. Deur ons geloof bring ons die wil van die Here aarde toe. Moet dit nie minag nie. En so, ek wil sommer net hier vir jou lees as 'n bemoediging. In Daniël 4, Nebukadneser, onthou nou, hy was hierdie toonbeeld, hierdie verteenwoordiging van die magte van die wêreld, hierdie kragtige autoriteit wat die mense van die Here wou kom onderdruk. En so, net om jou geloof en jou hoop nog bietjie meer te vestig. Luister wat uit hierdie heidense koning se mond uitkom. En baie mense sê, hierdie is die grootste lof, die highest praise, wat gegee word in die Ou Testament. En dit kom uit die mond van 'n heidense koning, wat deur die Here uit sy hoogmoed uitgevat is, en uiteindelik buig hy sy knie voor die Here, en hoor wat sê hy. Ek het die Allerhoogste geprys, en hom wat ewig leef, geloof en geëer. Aan sy heerskappy is daar geen einde nie. Sy koninkryk bestaan oor al die geslagte heen. Nou onthou, hierdie is 'n koning wat hier praat. Hy weet iets van koninkryke. So wat hy eintlik hier besig is om te sê, ek weet, ek gaan eindig. Maar hierdie God se koninkryk eindig nooit. Teenoor hom is al die bewoners van die aarde soos niks, en hy doen soos hy besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen u nie? Ek, Nebukadneser, prys en eer en loof die koning van die hemel. Alles wat hy doen is reg. Sy optrede is regverdig. Hy het die mag om hoogmoediges te verneder. En daar praat hy eintlik van homself en die hoogmoed in sy eie hart, wat die Here kom aanspreek het. En so ek wil net vandag vir ons, soos ons almal die oë toemaak, wil ek net vir jou laat dink, in hierdie verhaal van Daniël, wie is dit waarmee jy kan assosieer? Dalk voel jy soos Daniël en sy 3 vriende. Wat moes in geloof aanhou bly staan, wat moes teen die kultuur gaan en sê, nee, ek sal nie buig nie, nee, ek sal heilig bly en die Here eer, nee, ek sal nie enigiets aanbid behalwe die Here nie. Dalk voel jy soos dit, en jy kry teestand vir jou uitsprake. Wil ek vandag vir jou sê, die Here is met jou. Dalk voel jy soos die Heinze moes gevoel het toe hulle oupa voor hulle sien doodgeskiet word. Dalk is jou hart nog steeds seer en dalk het jy deur goed gegaan wat jou soveel pyn laat beleef het. Maar ek wil vandag vir jou kom sê, die Here is ewig en hy wil vir jou iets gewigtig kom gee. Hy wil 'n geloof in jou hart kom deponeer wat gaan voel asof die las van hierdie wêreld ewe skielik gelig word. En so dalk sit jy en jy is onseker oor jou ewigheid. Jy hoor ek praat hier van 'n ewigheid. En jy het nog nie daai besluit gemaak om jou lewe vir die Here te gee nie. En as dit jy is, wil ek hê asseblief kom praat met my na die tyd. Ek wil saam met jou bid. Maar die uitnodiging is vandag daar. Jesus het klaar oorwin aan die kruis. Hierdie wêreld is net tydelik. Daar wag 'n ewigheid vir ons. Het jy daai hoop? Het jy daai geloof? Want sonder dit kan ons nie
die swaar goed wat ons in hierdie wêreld moet deurgaan en staande bly nie. So ek wil net vir ons saam bid. Here, dankie dat U 'n God is wat klaar oorwin het, Here. Dankie dat U 'n ewige God is. Here, en ek bid dat vandag ons geloof net opnuut aangewakker sal word. Dat U opnuut vir ons vandag hoop kom bring, Here. Here, dankie vir die voorreg om te weet dat ons die koning van konings dien, die hoogste autoriteit, die een wat klaar oorwin het. Here, ek bid dat U saam met ons gaan vandag en dat U die een is wat ons geloof en ons hoop net kom vestig. Amen.